Goeiemôre geliefdes, is vir my heerlik om weer saam met u te wees rondom die woord en ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek bid werklik dat die genade, die vrede en die liefde van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees met elkeen van u besonderlik sal wees. Ons is nog steeds besig met Psalm 119 en ek staan vandag stil daar by die 101ste vers. Wat so klink. Hy sê, ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Nou ons het met mekaar al deur hierdie psalmes herhaaldelik gepraat oor die aanslag wat Dawid beleef het. Aanslag op sy lewe van sy eie huisgenote, van Saul, van die volk self. En dan ook in hierdie gedeelte ons gelees hoe die Here elke keer vir hom uit sy benoudheid verlos het en hy die Here aanbid en die Here loof wat vir hom gesorg het. En hoe hy elke keer maar teruggewys het daarna dat God het beloftes aan hom gemaak, God het 'n woord aan hom gespreek en die beloftes wat God aan hom gemaak het, het God elke keer in detail vervul. Dit is 'n ongelooflike waarheid om dit te besef, dat as die Here God iets gesê het vir my, kan ek dit maar neem, want dit wat God gesê het sal in der ewigheid nooit verander nie. Die woord van God het nie aanpassing nodig nie, die woord van God is nie skuldig aan enige mistasting nie, dis die allerhoogste, volmaakte God, wat alles wat hy gesê het in detail net so bedoel. En dit is bitter belangrik om dit ook te besef, dat wat God gesê het, bedoel hy. Ons het dit mos vir mekaar gesê, hier in die eerste verse alreeds, waar hy gesê het, Here, u het u bevele gegee om dit trou te onderhou, in die 4de vers. U het u bevele gegee, dat dit getrou uitgevoer sal word. Nou ek gaan vanmôre weer kyk daarna, en dan gaan ons kyk na hoe God vir Dawid geseën het en uitsprake wat Dawid dat maak aangaande dit wat God vir hom gedoen het. Hoe die Here vir hom gesorg het en hom omgesien het. Hoe heerlik is dit nie om te weet, dit wat God gesê het sal gebeur nie. Maar ek wil vandag met u praat oor die ander kant van die muntstuk, of dan die verantwoordelikheid wat ons as mens ook het, in die lig van God se beloftes, in die lig van God se trou, is daar 'n verantwoordelikheid wat aan die mens gegee is. En Dawid noem hierdie verantwoordelikheid, ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad. Ag, ek kan maar weer vir u gou neem, daar na Psalm 1 toe, wat u so goed ken. Maar ek wil dit tog net weer vir u lees, dan hoor u net hoe beskryf die psalmis hierdie woord vir ons, as hy die volgende sê. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees as 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op die tyd en waarvan die blare nooit verwelk nie. Here, ek het my voet teruggehou van elke verkeerde pad. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Die woord wat vir ons in die Bybel baie keer uitgelig word, en wat herhaaldelik vir ons gesê word, is die woorde, as julle wat seën van die Here insluit, as julle nie wat die straf van die Here insluit. Hierdie ou woordjie as, is 'n geweldige belangrike woord in die skrif. En herhaaldelik praat God met sy volk om te sê, as julle luister, sal julle die seën van die Here ken. As julle nie luister nie, sal julle met die straf van God te maak hê. U onthou tog sekerlik nog
Josua die 1ste hoofstuk. Laat my dit vir u lees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed. Wees dan net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens alles wat in die hele wet van Moses my teggeskryf het, wat hy julle beveel het. Wyk daarvan nie links of regs af nie, sodat julle met goeie gevolg kan handel oral waar julle heen gaan. Hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe is, want dan sal jy in die weë van die Here voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Hoor u die woord? Pas op, wees nou gelet, kyk wat ek vir jou gesê het, want dan sal jy voorspoedig wees. Dan sal niemand voor jou stand hou nie. 'n Opdrag wat die Here aan sy volk gee. Ook daar in Hebreërs 12 vers 14 het ons 'n opdrag van die Here: jaag die heiligmaking na, waarsonder niemand God sal sien nie. Kom ek neem u na 2 Timoteus, die 2de hoofstuk vers 22, en ek gaan vir u 'n paar skrifgedeeltes gee. Paulus wat vir jong Timoteus sê, maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid. Jaag die geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met almal wat die naam van die Here aanroep, uit 'n rein hart. En dan sê in die 1 Timoteus, die 4de hoofstuk, en wel daar by verse 12 en vers 16 sê hierdie woorde vir ons. 1 Timoteus 4, vers 12 sê, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en reinheid. En dan sê vir ons in die 16de vers, let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sodat die wat jou hoor. Kom ons kyk na die 6de hoofstuk vers 11, as hy vir hom sê hierdie woorde, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe. Opdragte wat Paulus gee, as jy die seun van die Here wil ken, as jy 'n verhouding met God wil lewe, dan is daar sekere dinge wat jy moet doen. Ons kan nie maar net alles laat God water oor Gods akker loop nie. Ek het 'n verantwoordelikheid voor die Here, en ek moet hierdie verantwoordelikheid nakom. U onthou die verhaal in Lukas 12, van die ontrou diensknegt, wat nie gedoen het wat sy meester vir hom gesê het nie. En op die dag toe sy meester terugkom, was hy nie gereed om hom te ontmoet nie. En die meester het hom oorgegee om met baie slae geslaan te word. Ek en u moet ten alle tye so lewe, dat ons die Here kan ontmoet, en dat ons die Here met 'n onbeskaamde gesig kan tegemoet gaan. Hebreërs, die 6de hoofstuk, maak ook vir ons geweldige uitsprake. En ek wil hê, jy moet dit hoor, geliefdes, dat ons hoor wat sê God se woord vir ons, as hy hierdie woorde sê. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar dat die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van bekering uit dooie werke van die geloof in God. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak en die krag van die toekomstige wêreld en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Want die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring, terwyl van hulle vir wie dit bewerk het, het deel aan die seun van God. Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit nie en is naby vervloeking,
en die einde daarvan is verbranding. Die 10de hoofstuk, wat vir ons hierdie woorde sê. Hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Jesus Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te aanbid. 26ste vers. Want hy moes ook dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, sodat ons die sonde in ons lewe weggedoen kan word. Daarom het ek en u verantwoordelikheid om te lewe volgens God se woord en die opdragte wat hy vir ons gee. Die 10de hoofstuk sê, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Psalme sê, Here, ek het my voet teruggehou van elke verkeerde weg. Onthou u hoe die Here in die bergpredikasie met ons gepraat het en vir ons gesê het, wat verg dit om God te dien? Wel geluksalig is die aanhoudende uitspraak wat die Here gegee het, wat in die weë van die Here sal wandel en doen wat God sê. Daar in Romeine, die 1ste hoofstuk, die 6de hoofstuk vers 1, kry ons ook 'n geweldige woord van die Here in Romeine 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? En dan die 12de vers. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sal wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Ek het net vir julle 'n paar skrifgedeeltes gegee om vir julle te sê, geliefdes, wat leer God se woord ons aangaande ons verhouding met die Here? Laat my ook in die 8ste hoofstuk vir u lees van Romeine. Die 8ste hoofstuk net om vir u meer te bevestig wat hy vir ons sê, en wel daar by die 8ste, die 12de en die 14de vers. Romeine 8 vers 8 sê, hy wat in die vlees saai, kan God nie behaag nie. Hy wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Die 12de vers van hierdie gedeelte sê, daarom broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. En dan ook die 16de vers, of die 13de vers, ekskuus, wat sê, want as jy na die vlees lewe, sal jy sterwe. Maar as jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Paulus aan Korintiërs. Geliefdes, ekskuus vir al die skrifgedeeltes, maar ek wil jy moet hoor. Wat sê die psalmis as hy sê, ek het my voet weggehou van elke verkeerde weg. U ken dit. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming met Christus met Belial? En watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in julle woon en onder julle wandel. En ek sal vir julle God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit, sonder julle af, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees. Paulus aan die Efesiërs in die 4de hoofstuk vers 22. Wat die vorige lewenswandel aanbetref, moet julle die ou mens wat deur die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan, aflê. Die 24ste vers. En julle moet julle beklee met die nuwe mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Die 5de hoofstuk van Efesiërs
En wel daar by die 10de vers, laat my dit ook vir u voorhou. Hoor wat sê vir ons. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou geen gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Geliefdes, die woord van die Here is ryk. En dit is vir my so mooi as ek 2 Petrus 1 vers 3 lees. Immer sy goddelike krag het hy ons alles geskenk, wat tot die lewe en die godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en die rykste beloftes gegee het, dat ons daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat ons die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikhede in die wêreld is. Here, ek het my voet teruggehou van elke verkeerde weg. Alles wat ek weet wat God nie behaag nie. En nou is die groot toetsvraag wat na jou en my toe kom om te sê, wat het God vir my in sy woord gesê? Here, ek het my voet teruggehou, ek het vasgehou aan die woord. Geliefdes, die seën van die Here word bepaal deur die wyse wat ek luister na God se woord. God seën nie ongehoorsaamheid nie. Jy kan nie van God verwag om ongehoorsaamheid te seën nie, want jy tas die karakter van God aan. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Daarom as ek sê dat ek met God gemeenskap het, maar in die duisternis wandel, dan lieg ek en doen nie die waarheid nie. Maar as ek in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. God kan nie ongehoorsaamheid seën nie. God kan ook nie ongeloof seën nie. Wat het Israel uit Kanaan uitgehou? Hebreërs 3 vers 19 sê, ongeloof en ongehoorsaamheid het hulle die land Kanaan gekos. Daarom moet ek nie oplet wat God sê. Daarom moet ons oplet wat die Here deur sy woord vir ons sê. Hy skenk aan ons genade oorvloediglik dag vir dag. Maar Hebreërs 2 vers 2 sê, elke ongehoorsaamheid sal regverdige oordeel ontvang. Daarom as ek nie in 'n verhouding met God wil lewe, as ons die seën van die Here wil ken, moet ons doen wat God sê. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad. Hy weet wat God sê. Hy weet ook wat God met Saul gedoen het. Hy ken Saul se oortreding. Hy weet hoe Saul teen God gerebelleer het. En hoe God uiteindelik vir Saul moes sê, ek gaan jou die koningskap ontneem, want jy het jouself verhef bo my woord. En die oomblik toe jy jouself verhef bo my woord, het jy afgode diens gepleeg. Jy het jouself bo God gestel. Jy het jou eie denke bo God gestel. God vra gehoorsaamheid. Hy vra nie offerandes nie, hy vra gehoorsaamheid aan sy woord. Hy weet ook wat God vir Abraham gesê het. Abraham, lewe elke dag net volgens my woord. Wandel net voor my aangesig. Dan sal jy opreg wees in al jou weë. Met ander woorde, in alles wat jy doen, dink aan wat sal God sê. Wandel voor my aangesig. Sit dit in jou kop en in jou hele denkpatroon. Elke oomblik lewe ek in die teenwoordigheid van God. Alles wat ek sê, hoor God. Alles wat ek doen, sê God. En as jy met hierdie gewaarwording lewe, sal jy opreg voor God wees. Ons sondig omdat ons vergeet wie God is. Ons sondig omdat ons God nie meer vrees nie. Daarom, Here, ek het my voet teruggehou. Ek het nie geloop waar ek weet wat God nie sal behaag nie. Ek het nie gedoen wat ek weet wat God sal teëstaan nie. Ek het myself met geen verkeerde weë besig gehou nie. Ek het juis my voet teruggehou dat ek God kan behaag. En dan die rede, dat, Here, dat ek u woord kan bewaar.
Jog, dis 'n groot woord. Here, ek het my voet teruggehou van elke verkeerde woord, dat ek u woord kan bewaar. Want ek kan nie op 'n verkeerde pad loop en God se woord bewaar nie. Geliefdes, Jakobus 4 vers 17 het 'n geweldige woord. Hy wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Kan ek dit weer sê? En ek sê dit vir myself ten eerste. Hy wat weet wat reg is en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Want God het gepraat en ek misken die stem van God. Ek is so gelewe, Here, dat ek u woord elke oomblik in my lewe eerbiedig, dat ek u woord kan hou. Geliefdes, ons moet onsself die vraag vra. En ek moet vir u die vraag vra. Kan almal vandag maar weet wat God weet? Kan God maar vandag openbaar wie is jy regtig? Wie sien God jou? Hoe sien God jou? Kan hy maar aan die mense om jou vertel wie jy is? Kan almal maar weet van jou totale lewe? As u nie vir my kan ja antwoord nie, het jy reeds jouself geantwoord om te sê, met ander woorde, ek wandel nie in die weë van die Here nie. Niemand ken jou, behalwe jouself en God nie. Jy kan mense om jou bedrieg, jy kan 'n mooi beeld voorhou, maar uiteindelik tel dit, wat is ek in die teenwoordigheid van God, wat is ek voor God? Want dit wat ek voor God is, beteken wat ek in die hand van God sal ontvang. Ek is nie hier om mense te behaag nie. Ek is hier om God te behaag en te doen wat die Here vir my sê. Ek het my voet teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u wee kan nakom, Here. Dat ek in die pad van die Here kan wandel, dat ek u woord in my lewe kan gehoorsaam. Geweldige woorde. Ek wonder of ek vir u Job kan voorhou. En dan praat u net saam met my bietjie oor Job. Oor wat sê Job in die 4de hoofstuk, vers 6. En toets jouself net bietjie aan hierdie woorde, waaraan ek myself ook moes toets. Job 4 vers 6. Is jou Godvrees nie jou hoop nie? Jou vrome wandel nie jou verwagting nie? Is jou Godvrees nie jou hoop nie? Die feit dat ek God vrees, dit is my hoop, dat ek met God sal ontmoet. Kom ons kyk na die 13de vers, en dan lees ek vir die vers 9 en vers 11. Sal dit goed wees as hy jou ondersoek? Sal dit goed wees as hy jou ondersoek, of wil jy hom bedrieg, soos jy 'n mens bedrieg? Hy sal julle sekerlik straf, as julle in die geheim partydig is. Sal sy hoogheid julle nie verskrik nie, en die skrik vir hom julle nie oorval nie. Wat 'n geweldige woord. Sal sy hoogheid julle nie verskrik nie, en die skrik vir hom julle nie oorweldig nie. Kom ons lees dan ook die 11de vers. Ekskuus geliefde, die 22ste hoofstuk vers 21. Net so geweldige woord. Sluit tog vriendskap met hom, dat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou pad kom. Neem tog uit sy mond onderrig aan, en lê sy woorde in jou weg. As jy tot die Almagtige terugkeer, sal jy gebou word. As jy die onreg verwyder uit jou tent. Wat 'n geweldige woord. Here, wat is ek in die teenwoordigheid van God? Die 23ste hoofstuk, vers 10 tot 12. Want hy weet hoe my wandel is. En as hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Kan ek dit weer vir u gee? Want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Aan sy voetstap het my voet vasgehou. Sy weg het my bewaar om nie uit te draai nie. Van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie. Die woorde van sy mond het ek bewaar,
meer as my eie wet. Ek lees dit weer. Aan sy voetstap het my voet vasgehou. Sy weg het ek bewaar, sonder om uit te draai. Van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie. Die woorde van sy mond het ek bewaar, meer as my eie wet. Mag jy die getuienis van Paulus hê. As Paulus in Romeine 9 vers 1 sê, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. Wat sê jou gewete vir jou? Getuig die Heilige Gees en sê in jou hart, Abba Vader, of is daar kurkproppies wat opspring, en jy weet, Here, my voet het nie gehou in die weë van die Here nie. Ek het God se woord nie eerbiedig nie. Mag die getuienis van jou in my lewe wees, 2 Tessalonisense 1 vers 10. As Paulus hierdie woorde sê, julle is my getuies en God, hoe heilig en onberispelik en opreg ons gedra het. Julle is my getuies en God, hoe heilig en onberispelik en opreg ons gedra het. Ek bid vir jou, bid ook vir my, dat die Here sy seën oor ons sal gebied, omdat ek my voet teruggehou het van elke verkeerde weg, sodat ek die woord van God in my lewe kan nakom en kan eerbiedig. Die Here seën vir u, ons praat volgende keer weer saam met mekaar, en ek bid jou die Here se rykste seën toe, wees net eerlik in jou gewete voor God, en die Heilige Gees sal jou in die volle waarheid van God inlei. Goeiedag vir u.